Romeine 6 vers 6 en 7 sê, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mense saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Toe God die volk van Israel bring tot by die grens van die beloofde land, gee hy die vegters een opdrag. Julle moet al die bewoners van die land voor julle uitverdrywe. Staan in Numeri 33 vers 52. Nie alleenlik het hulle gefaal in die een opdragie, maar hulle trou met die bewoners en neem hulle kultuur aan en aanbid selfs hulle afgode. En vir honderde jare is hulle vasgevang in hierdie omstandighede. Ons kan in dieselfde verval. Ons as geliefde kinders van God, vrygekoop deur sy kosbare bloed, word beveel om weg te doen met die sonde van die verlede en dit uit te drywe. Sien my vriend, Romeine 6 vers 11 sê, ons is dood vir die sonde, lewend vir God deur Jesus Christus. Maar as ons dood is vir die sonde, hoe kan ons nog daarin lewe? Dis die groot vraag in Romeine 6 vers 2. My vriend, weier om vasgevang te wees in sonde. Ons moet doen wat die Israeliete nagelaat het om te doen. Ons moet sy aangesig en sy hart soek. Staan op, vegters, en dryf die sonde uit. Aba Vader, baie dankie dat u woord 'n lig is vir ons pad en 'n lamp vir ons voete. Dankie Here dat as ons u woord net navolg, dat ons nie in dieselfde omstandighede as die Israeliete sal verval nie. Help ons om gehoorsaam te wees aan dit wat u vir ons vra om te doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.